Goeienaand, ek nooi jou om saam met my jou Bybel oop te maak en 'n paar verse te lees uit die Lukas Evangelie. Ons lees uit Lukas 4 vanaf vers 42 tot 44 en dan ook vers 12 en 13 uit Lukas hoofstuk 5. Kom ek begin vir ons lees uit Lukas 4 vers 42. Teen dagbreek het hy uitgegaan na 'n eensame plek toe. Die mense het hom begin soek en toe hulle by hom uitkom het hulle hom probeer beweeg om nie van hulle af weg te gaan nie. Maar hy sê vir hulle, ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. En hy het voortgegaan om in die sinagoges van die Joodse land te preek. En dan ook vers 12 en 13 van Lukas 5. Eendag toe Jezus in een van die dorpe was, kom hy 'n man teë wat oortrek was van die melaatsheid. Toe die man hom sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek, Here, as u wil, kan u my gesond maak. Jezus steek sy hand uit, raak hom aan en sê, ek wil, word gesond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elke mens wat die woord van die Here glo en ook daarvolgens lewe. Kom ons bid nou saam. Here ons God, u woord lê hier oop voor ons. Ons bid dat hierdie nie net nog 'n boodskap sal wees wat ons hoor en vergeet nie, maar dat u deur u woord en deur u gees werklik met ons sal werk. Maak ons oë oop sodat ons onsself kan sien soos wat ons voor u staan. Maak ons ore oop sodat ons u eie stem sal hoor. Maak ons harte oop, Here, sodat die weerstand binne in ons afgebreek sal word en ons ook voor Christus sal buig. Breek deur ons selfvertroue, ons verskonings en ons hardheid. Here, laat ons soos hierdie melaatse man voor Christus kom met ons nood en ons sonde en ons onreinheid en laat ons hom ook sien vir wie hy werklik is. Ons koning, ons verlosser, die een wat gewillig en magtig is om ons as sondaar mense rein te maak. Here, gebruik ook nou die stem van 'n nietige mens om u lewende woord in ons harte te bring en laat hierdie ontmoeting met Christus vir ons reddende betekenis hê. Bid ons in Jesus se naam. Amen. Vanaand wil ek begin met die vraag, hoe word 'n mens 'n Christen? Daar is seker ook ander maniere waarop ons hierdie selfde vraag kan vra. Hoe kan ek gered word? Hoe kan ek as 'n sondaar in die regte verhouding met God gestel word? Hoe kan ek met God versoen word sodat my skuld vergewe kan word? Daar's baie verskillende maniere waarop jy hierdie vraag kan vra, maar hoe jy dit ook al vra, dit bly seker die belangrikste vraag van jou lewe. Dis nie net 'n belangrike vraag vir mense wat hulle self dalk nog nie sien as gelowige mense of kerkmense nie. Nee, selfs vir mense wat in gelowige ouerhuise groot geword het, wat in die kerk groot geword het, wat dalk gereeld in die kerk sit, wat geloofstaal ken, wat Bybel lees en bid, is dit 'n belangrike vraag. Hoe word ek 'n Christen? Hoe word ek gered? Want jy sien, die moeilikheid is, jy word nie 'n Christen gebore of nie gebore nie. Jy word nie 'n Christen deur groot te word met Bybelstories, deur Christelike gewoontes aan te leer of op 'n Christelike wyse te leef nie. Jesus sê juis vir Nikodemus, wat 'n baie godsdienstige man en 'n godsdienstige leier is, julle moet weer gebore word deur die Gees. Dit beteken selfs godsdiens, selfs kennis, agtergrond, tradisie is nie genoeg nie. Daar kort iets anders. God moet eers in jou lewe werk. Nou hier in Lukas 5 kry ons die antwoord op hierdie groot vraag van ons. Nie in 'n groot teologiese lesing nie. Ons kry dit in die ontmoeting tussen Jezus en 'n melaatse man. Jezus beweeg hier van dorp tot dorp. Hy verkondig die goeie nuus van die koninkryk van God en dan kom daar in een van hierdie dorpies, die skrywer Lukas sê nie eers wat was die dorpie se naam nie, kom daar 'n man na hom toe wat oortrek is met melaatsheid.
Hierdie man is nie net effens siek nie. Die Bybel sê hy was oortrek van die melaatsheid. Sy toestand het sy hele lewe geraak. Hy was onrein, hy moes hom afsonder. Hy het nie meer die voorreg gesmaak van leef tussen ander mense, leef by sy familie en by sy vriende nie, en hy kon homself nie genees nie. Hy kon homself nie rein verklaar nie. Hy was, om dit so te stel, 'n gevangene in sy eie liggaam. A dead man walking, soos die Engelse sê. Nou, moet ons raak sien, in die Bybel word melaatsheid op baie plekke gebruik om ons sonde toestand voor God te beskryf. En in hierdie verhaal is dit ook nie anders nie. In hierdie verhaal oor die genesing van die melaatse word 3 belangrike punte gemaak oor hoe ons gered word, of soos ons die vraag gevra het, oor hoe ons Christene kan word. Die eerste punt wat hierdie gedeelte wil maak, gaan oor die toestand waarin ons verkeer. Nou die Bybel sê nie dat ons grootste probleem as mense is dat ons oningelig of onkundig of ongelukkig is nie. Nee, ons probleem lê op 'n dieper vlak. Ons probleem is sonde. Maar sonde beteken nie net dat ons so af en toe 'n verkeerde ding of 2 doen nie. Dit beteken nie net dat ons so af en toe iets verkeerd sê of verkeerd dink nie. Ons sondige dade kom uit 'n dieper bron. Ons sonde kom eerstens uit ons menslike natuur. Jy sien, ons word nie geestelik neutraal gebore en dan bederf die wêreld en die mense rondom ons eers later nie. Nee, ons kom in hierdie wêreld in as kinders van Adam. Romeine 5 sê dat sonde deur een mens, Adam, in die wêreld gekom het. En deur die sonde het die dood in die wêreld gekom. In Psalm 51, wat ons nou die aand gelees het, sê Dawid dat sy sondigheid nie eers begin het by sy verkeerde keuses later in die lewe nie. Dit lê dieper. Hy was al met sonde belaai toe sy moeder swanger geword het. Efesiërs 2 beskryf die mens van nature as dood deur oortredings en sonde. En dit is wat ons in die teologie noem erfsonde. Dit beteken dat sonde jou hele wese aangetas het. Verstand, wil, begeertes, emosie, gewete, verhoudings, liggaam, woorde, dade. Daar's geen deel van jou wese wat daardeur onaangeraak gebly het nie. As 'n mens daaroor twyfel, kan jy maar net na jou kinders kyk. Niemand hoef 'n kind te leer om selfsugtig te wees nie. Niemand hoef 'n kind te leer om te jok of sy eie sin te soek of jaloers te wees nie. Ons leer ons kinders om asseblief en dankie te sê. Ons leer hulle om te deel. Ons leer hulle om jammer te sê. Maar die verkeerde dinge kom van self. En dis nie omdat kinders besonder slegter is as volwassenes nie. Dit is bloot omdat kinders reeds deel het aan dieselfde menslike natuur waaraan ons almal deel het. Maar ons sien dit nie net in ons kinders nie, ons sien dit ook in onsself. Ons sien dit wanneer ons weet wat reg is, maar tog die verkeerde kies. Wanneer ons kwaad word omdat ons nie ons sin kry nie, wanneer ons ander mense se foute maklik raak sien, maar nie die balk in ons eie oog nie. Ons sien dit wanneer ons vir God wil vra om ons te help, maar ons wil nie sy wil, sy sê oor ons lewe aanvaar nie. Ons sien dit wanneer ons godsdiens gebruik om onsself beter te laat voel oor onsself, maar nie om die Here te dien nie. Jesus self sê in Markus 7 dat die slegte dinge nie net van buite af in die mens inkom nie, dit kom uit die hart uit. En dit is die probleem. Ons melaatsheid is nie net op die oppervlakte nie, dis nie net op die vel nie. Dis deel van ons natuur, van ons diepste menswees, en daarom kan ons onsself nie red nie. Die melaatse man kon nie sy eie liggaam genees nie. Hy kon nie op 'n dag net besluit, vandag gaan ek my vir die priester wys en vandag besluit ek is rein nie. Hy kon nie deur wilskrag of dissipline of deur goeie voornemens sy eie toestand verander nie. Net so min kan ons nie ons eie skuld uitwis nie. Kan ons nie ons eie harte nuut maak nie. Kan ons nie die afstand wat sonde tussen ons en God gebring het, self oorbrug nie. Ja, jy kan godsdienstig wees, maar jy kan steeds verlore wees.
Jy kan 'n ordentlike mens wees en jy kan steeds nie met God versoen wees nie. Jy kan nogal heelwat van Christendom en van die Bybel weet, maar jy kan dalk steeds nie 'n kind van God wees nie. Christen word begin nie by selfverbetering nie. Dit begin wanneer God ons oë oopmaak vir ons ware toestand. Wanneer jy besef, ek is nie net iemand wat 'n bietjie raad nodig het nie. Ek is 'n sondaar wat genade nodig het. Ek het nie net 'n beter lewe nodig nie, ek het 'n nuwe lewe nodig. Ek het nie net geestelike inspirasie nodig nie, ek het Christus nodig. Dit is waarom die melaatse man se woorde vir ons so belangrik is. Here, as U wil, kan U my gesond maak. Let op, hy kom nie na die Here met 'n lys van verdienste nie. Hy kom nie met 'n godsdienstige CV nie. Hy vra nie vir raad oor hoe hy homself kan gesond maak of verbeter nie. Hy kom met sy nood, sy onreinheid, sy onvermoë. Hy sê eintlik, Here, ek kan nie, ek het nie raad nie, maar U kan. Dis die eerste deel van hoe 'n mens tot geloof kom. God bring jou deur sy woord en gees by die erkenning dat jy self nie kan nie, dat jy hom nodig het. En dan kom ons by die tweede punt wat hierdie gedeelte wil maak oor Christus se ontferming. Hierdie man kom en hy sê, Here, as U wil, kan U my gesond maak. Dan doen Jesus iets merkwaardigs. Hy steek sy hand uit en hy raak aan hierdie melaatse man. Nou ons moet nie te vinnig by hierdie stukkie verbylees nie. Vir ons lyk dit na 'n nietige beskrywing van 'n nietige daad. Maar wat moes hierdie gebaar nie vir hierdie man beteken het nie? Hoe lank was dit dalk sedert iemand aan hom gevat het? Nie van hom af weggespring het en geskree het, gee pad, jy is melaats nie. Melaatsheid het afstand geskep, maar Jesus kom en hy oorbrug daardie afstand. Hy staan nie daar ver op 'n veilige afstand en hy skree sy raad vir hierdie man nie. Hy sê nie, maak jouself eers rein en dan kom jy nader en kom hoor dan wat ek vir jou te sê het nie. Nee, hy kom nader, hy vat aan hom. Hy vat aan die melaatse man. En dit is dan hier in Jesus se aanraking dat ons iets sien van die hart van die evangelie. Jy sien, ons sonde het afstand gebring tussen ons en die heilige God van hemel en aarde. Nie net die gevoel dat ons ver is van God nie. Nee, sonde het 'n werklike kloof gebring tussen ons onheilige, onrein mense en God, die heilige. Maar Christus kom en hy tree oor daardie kloof. Hy oorbrug daardie afstand wat ons nie self kan oorbrug nie. Johannes 1 sê vir ons, die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid gesien wat hy het as die enigste seun van die Vader. Dit is God se genade. En sy seun buig die almagtige God neer tot by ons. Hy neem ons menslike natuur aan. Hy kom staan tussen skuldige, gebroke, onrein mense sonder om self sondig te word. Maar die diepste oorbrugging gebeur daar op Golgotha aan die kruis. Aan die kruis raak Jesus aan miljoene en miljoene en miljoene sondaar melaatses oor die eeue en oor die wêreld heen. Daar neem hy ons plek in. Daar dra hy ons skuld. Daar kom hy onder die oordeel wat ons verdien. 1 Petrus 3 vers 18 sê, Christus het vir ons sondes gesterf, die regverdige vir die onregverdiges, om ons na God te bring. En dit is die evangelie. Hy, die reine, staan in die plek van die onreines. Hy, die regverdige, sterf vir die onregverdiges. Hy, die seun van God, dra die oordeel van sondaar mense. Hy doen wat ons nie kan doen nie. Daarom is Jesus nie bloot net 'n goeie voorbeeld van liefde vir mense nie. Hy is nie bloot 'n bewerker van sosiale geregtigheid nie. Hy is nie net 'n oplosser van armoede en 'n afbreker van grense tussen mense nie. Hy is die middelaar. Hy is die versoener. Hy is die verlosser. Dit is die evangelie.
Ons kan nie na God toe opklim of terugklim nie. Christus kom na ons toe. Ons kan nie ons skuld betaal nie. Christus dra dit. Ons het geen geregtigheid van ons eie waarmee ons voor God kan kom staan nie. Ons kom staan met leë hande, vuil, melaatse hande. Maar Christus gee sy geregtigheid aan almal wat in hom glo. Dit is wat Jesus se aanraking van hierdie melaatse man vir ons wys. Christus kom naby aan mense wat in hulle sondigheid en melaatsheid nie self na hom toe kan naderkom nie. Hy oorbrug eerste die afstand wat ons sonde gebring het. Hy kom eerste na ons toe. Hy raak ons eerste aan. Nou die derde punt wat hierdie gedeelte vir ons wil maak, gaan oor God se reiniging. Jesus sê vir die man, ek wil word gesond, en onmiddellik word hy gesond. Die man het geweet Jesus kan, sy vraag was of Jesus wil, en dan antwoord Jesus nie vaag of huiwerig nie, hy het nie nodig om eers 'n rukkie daaroor te dink nie, nee, dadelik sê hy, ek wil. Hierdie woorde van Jesus is baie belangrik vir jou wanneer jy jou eie hart ken en wanneer jy klaar diep bewus is van jou eie sonde melaatsheid voor God. Here, ek weet U kan, maar wil U ook vir my red? U ken my dan, Here, U ken my hart, U ken my sonde. Wil U regtig ook vir my red? Wil U regtig ook vir my gesond maak? Die antwoord van hierdie teks is, Christus wil sondaars red. Jesus het self gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars, sodat hulle kan bekeer. So hoe word hierdie verlossing myne? Ek dink ons kan sê om 'n Christen te word behels ten minste 3 dinge. Eerstens, ek moet my eie hulpeloosheid voor God erken. Ek moet ophou om op my eie geregtigheid te steun. Ek moet ophou om my eie sonde kleiner of minder te maak of weg te wil praat. Ek moet ophou om my eie godsdienstigheid, my ordentlikheid of my goeie bedoelings te bring as gronde van dit waarop God my moet aanvaar. Ek moet kom en ek moet sê, ek is onrein, ek kan myself nie red nie. In die tweede plek, ek moet glo dat Christus gedoen het wat ek self nie kan doen nie. Ek moet glo dat hy aan die kruis gesterf het, nie net as 'n tragiese dood nie, maar in die plek van sondaar mense ook in my plek. Ek moet glo dat hy my skuld kan dra, my sonde kan vergewe, my met God kan versoen. Ek moet glo dat sy geregtigheid my enigste hoop voor God is. Romeine 5 vers 8 sê vir ons dat God sy liefde vir ons bewys het daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hy het nie gewag dat ons beter mense word nie. Hy het nie gewag dat ons lewe op 'n sekere vlak of standaard van geloofsgehoorsaamheid kom en dat ons waardig is dat hy vir ons sterf nie. God het sy liefde vir ons daarin bewys dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hy red sondaar mense. In die derde plek moet ek my werp op sy genade. Dit is wat geloof doen. Geloof is nie 'n prestasie waarmee ek God kom beïndruk nie. Geloof is nie my bydra tot redding nie, asof God dinge so ver neem en dan moet ek daarom 'n stukkie in terme van geloof en gehoorsaamheid en my eie goeie lewe bysit nie. Geloof is die leë hand waarmee ek Christus ontvang. Die melaatse man kom met leë hande. Hy kom net met hierdie gebed: Here, as U wil, kan U my gesond maak. So kom ek en jy as sondaar mense na Christus toe. Maar dan moet ons weet, selfs hierdie geloof kom nie uit ons eie geestelike krag nie. As ons dood is in sonde, moet God self lewe gee. Daarom sê Jesus vir Nikodemus, julle moet eers weer deur die Gees gebore word. Daarom sê Efesiërs 2, redding kom uit genade, deur geloof, en dat dit nie onsselfsin is nie, dat dit 'n gawe van God is. God werk deur sy woord en deur sy Gees in ons lewe.
En alleen daardeur kan ons eie sonde en verlorenheid voor God besef. Hy wys ons Christus. Hy breek ons valse selfvertroue af. Hy maak ons gewillig om ons leë hande uit te steek en Christus te ontvang, nie net as verlosser nie, maar ook as ons Here en ons koning. Daarom kan geen Christen sê, ek het myself gered, ek het my redding verdien nie. Nee, 'n Christen sê, ek was onrein, maar Christus het my gereinig. Ek was skuldig, maar Christus het my skuld gedra. Ek was ver van God af, maar Christus het die afstand oorbrug. Ek was dood in my sonde. Hy het my lewend gemaak. So hoe word 'n mens dan 'n Christen? Hoe word jy kind van God? Hoe word jy gered? Nie deur geboorte nie, nee. Nie deur kultuur of hoe jy groot geword het nie. Nie deur aangeleerde godsdiens nie. Nie deur eie geregtigheid en verdienste nie. Nie deur jouself reg te ruk en 'n beter lewe te lei nie. Jy word 'n Christen wanneer God jou deur sy woord en gees bring om jou eie sonde voor hom te besef, om jou eie onvermoë voor hom te bely, Christus as jou verlosser te ontvang en jou hele vertroue op hom alleen te stel. Hierdie gebed van die melaatse man is daarom 'n gebed vir elke sondaar. Here, as U wil, kan U my gesond maak. Vir elke sondaar wat so voor die Here te staan kom, bly Christus se antwoord altyd die goeie nuus. Ek wil word gesond. Amen. Sluit jou oë en bid saam met my. Here, ons kom staan nou voor U in die besef van ons eie sonde melaatsheid. Ons erken dat ons sonde nie net op die oppervlakte lê nie, dis nie net veldiep nie, dis diep in ons harte, dis in ons menswees, dit is ons natuur. Here, selfs dat ons dit nou begin raak sien, is U genade, is reeds die werking van U woord en U gees in ons lewe. Uit onsself kan ons nooit ons ware toestand besef nie. Uit onsself kan ons nie na U toe kom nie, sal ons ook nie na U toe wil kom nie. Maar ons kom nou soos die melaatse man na U toe. Nie met eie verdienste nie, nie met verskonings nie, nie met skoon hande nie, maar met ons nood en ons bid, Here, as U wil, kan U my ook gesond maak. Dankie Here Jesus dat U die afstand oorbrug wat ons sonde nood gebring het. Dankie dat U nie net daar ver op 'n veilige afstand van sondaars bly staan het nie, maar dat U mens geword het, na ons toe gekom het, aan die kruis, die plek van sondaar mense ingeneem het. Dankie dat U, o Christus, gedoen het wat ons self nooit kon doen nie, dat U ons skuld gedra het, ons oordeel gedra het, ja ook vir my die pad na God oopgemaak het. Laat ons nou deur die evangelie die stem hoor van U, ons koning, ons verlosser wat sê, ek wil word gesond. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.